Hallo julle. Ek het my laaste eksamen klaargeskryf. Kan julle glo ons is nou amptelik klaar met ons eerste jaar? Maar wat wens julle in julle eerste jaar geleer het? Sjoe, dit is nou moeilike een, hè? Maar ek wens ek het ontwittend navorsing gedoen wanneer ek vir 'n blyplek gesoek het. Ek wens ek het beter geleer om COB te gebruik. Ek wens ek het geleer hoe om kos te maak. Ek wens ek het my geld beter begroot. Ek wens ek kon my tyd beter beplan. Ek wens ek het geweet hoe om my lewe balans te hê. Hoekom is jy altyd vol sweet vir jou eerste klas? Julle moet op iets sit vir hierdie storie. So, laas jaar het ek begin om huisvesting gesoek. Het ek niks van Stellenbosch en die omringing blyplekke geweet nie. Maar ek het 'n blyplek in Eliasvallei gevind en die verhuurder het vir my gesê, "Nee, dit is net 'n 5 minute stapie na die universiteit." So, op die eerste dag van die universiteit, ek loop. En toe ek op my horlosie kyk, sien ek dat dit my 45 minute gevat om na die kampus te kom. 45. Nou. 5 minute, 45 minute. Dit was waarskynlik 5 minute as jy in 'n kar van Eliasvallei na die universiteit ry. So, toekomstige maatjies, doen omwettend navorsing wanneer jy vir 'n blyplek soek. Weet julle nie hoe COB werk nie? Nee. Ja, ek het geweet nie, maar ek het later uitgevind. COB bevat 50% van jou jaarlikse kosfooi op universiteit se koshuis. So as jy universiteit toe kom, maak seker jy kan jou maatelaar saam om vir jou te help met jou geldplanne. Oh, okay. COB is 'n wonderlike as ook 'n baie gevaarlike geskenk wat die universiteit vir ons studente gee. Maar as jy dit goed gebruik, is daar baie voordele. Maar as jy dit sleg gebruik, kan jy jouself in die mislukking plaas. Dis die lewe. Liewe George. Nee man, Jules, kry jy jou kos alweer? Ja, ek het jou te vra te maak, maar kan dit nooit regkry nie. Jy moet opgee. Maar ek sal net my checkers ete maak. Dis makliker. Ek dink elke student ken die sukkel om te leer hoe om kos te maak. Dit lyk so maklik wanneer jou ouers kook, maar wanneer jy dit self probeer, is jy op Google op soek na hoe om hoender te maak. Vir sommige kom dit natuurlik, maar vir ander eindig dit in 'n groot gemors. As 'n student word een gou moe van wegneem etes en voorbereide kos en begin soek vir alternatiewe maniere van vars kos. Wanneer jy begin om kos te maak, begin met maklike resepte soos stir-fry en moenie bang wees om te eksperimenteer nie. Google en sosiale media is 'n goeie bron om maklike, vinnige en goedkoop resepte te vind. Dit is ook 'n gesonde manier om jou kos te maak en vir sommige mense is dit 'n vorm van ontspanning. Kies vir jou blommetjies gepiek. O nee, ek's allergies, jammer. Dankie vir die hot chocolate. Precies. Ja, Jammer. Dit was soet. wat swat jy? Wiskunde. Ja, ek is slim seun. Ek swat onderwys. Die kinders is so oulik. Ek hou nie van kinders nie. So
baie lank nie. Ja, ek is 'n eerstejaars student by Stellenbosch en dis die nuwe ek. So, wat is jou tool gebruik jy? Perde shampoo. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, money, money. Sorry, my maat is te klein. Ek het geen meer geld vir die laaste week van die maand nie. Ek wens iemand vertel my hoe om die aanhaal daai van die maand te deel deur die hoeveelheid geld wat ek vir die maand kry. Sodoende sal ek weet hoeveel geld ek elke dag kan spandeer. Ek wens ek het geweet van die afslag vir studente. Dit sal my soveel geld spaar. Stellenbosch het die beste winskoopies soos halfprys pizza, burgers en natuurlik alkohol. Moenie doen wat ek gedoen het nie en jou rekening in die rooi laan beland nie. Hou rekord van jou geldsakke, strokies hou en jou bank se app af te laai. Anything. I just wanna lay in my bed. Dit is belangrik om jou huiswerk te doen. Dit gee jou meer tyd om ordentlike werk te doen en ordentlike werk gee jou beter kans om goeie punte te kry. Om te weet dat jy iets voor die sperdatum voltooi het, is die beste ding ooit. Dit gee jou meer tyd om te ontspan voor jou volgende taak. Om dinge laaste minuut te doen is nooit 'n goeie idee nie. Die werk sal net meer word. I got a hangover. Waar is ek? Jy is in die opvoedkundige gebou. Is jy dronk? Nee. Ja, jy is. Waar is die Afrikaans gebou? Dis die gebou langs aan. Dis nie hier nie. O, jene. Jammer. Party! Woe! So. Vind 'n balans tussen hard werk en hard speel. Meeste eerstejaars studente vind dit moeilik om 'n balans te hê tussen studeer en kuier, en dit kan baie ernstige gevolge hê. Daar is byvoorbeeld 2 verskillende eerstejaars studente. Tipe A is altyd in die biblioteek en tipe B is altyd in Tenerife. Al doen tipe A goed in al haar modules, is sy baie eensaam en het geen vriende. Aan die ander kant, tipe B is baie populêr en sy is gelukkig, totdat sy vind uit sy dryf die jaar. So mense, dit is baie belangrik dat ons het 'n balans in ons lewe. Maar dit is nie die eindelik nie. Tipe A, al doen jy 'n baie moeilike graad, is dit belangrik dat jy maak studiegroepe waar jy kan maak vriende. Tipe B weier om haar social lewe op te gee nie, maar jy kan wees meer georganiseerd en dan alles wil regkom. Teenslotte is dit belangrik om balans te hê in ons studentlewe. Ek het geen vriende nie. Eerste jaar is moeilik, maar met vriende is dit beter.